Volgens die erediens is 'n baie spesiale erediens. Glenn Buys het Vrydag vir ons 'n boodskap opgeneem in die Amazone en dit toe vir ons gestuur. So ons gaan vandag saam luister na die boodskap, juis omdat dit 'n spesiale Sondag is. Dis vandag Bybelsondag, 'n dag waarop ons vir die Here dankie sê dat ons die Bybel ook in ons eie taal het. So ons gaan dan saam luister ook na die erediens wat Glenn dan vir ons bring uit die Amazone in Suid-Amerika uit. Lofsang tot die naam. Ek geef my hart, want U is altyd saam. Kom vul my hart, Heer Jesus, doen dit nou, sodat my lippe taal U kan vereer. Dan sing ek Halleluja, Halleluja. Sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Ek geef my stem, 'n lofsang tot die naam. Ek geef my hart, want U is altyd saam. Kom vul my hart, Heer Jesus, doen dit nou, sodat my lippe taal U kan vereer. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Dan sing ek Halleluja, Halleluja, lof en ere aan die naam. Here, dankie vir die genade, dankie Here vir die voorreg om in hierdie oggend hier saam te kan wees. Dankie dat ons harte kan kom stilmaak en Here dat ons dan kan vra, spreek Here, want die diensknegt en die diensmaagd luister. Here, dit is vir ons 'n groot genade dat ons U woord in ons hande kan vashou. Here, dit is vir ons 'n groot voorreg, 'n groot verantwoordelikheid, Here, om U woord in ons hande te kan vashou. Here, 'n voorreg dat ons het dit in ons eie taal, Here, die verantwoordelikheid, omdat ons dit in ons eie taal het, omdat ons nie kan sê, Here, ons het nie geweet nie, maar Here, dat U dit vir ons in ons eie taal gegee het, sodat ons U woord, U wil vir ons lewens kan leer, en daarom, Here, is ons in hierdie oggend hier saam, sodat ons U woord kan open, sodat ons daaruit kan leer, sodat ons, Here, U wil vir ons lewe kan ontdek. Seën ons in hierdie oggend, oordek ons met U liefde, en Here, open U woord vir ons. Here, ons slaan so op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van U alleen, Here, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, dit is dan vandag vir ons 'n voorreg, terwyl ons vir Glenn gevra het om vir ons 'n erediens as gemeente dan voor te berei en te bring, was dit vir ons interessant. Ons het gewag vir die erediens, ons het gewag vir die erediens, en Vrydag praat ek met hom, ek sê, hoorie Glenn, dis nou al Vrydag, ons moet die erediens hier aflaai, dat ons seker maak alles werk aan ons kant, want hy is in die Amazone en ons is hier. Toe sê hy, ja, maar ons is 7 of 8 ure agter julle, dis nog lank Vrydag. So, toe stuur hy vir ons die woord. So, vir ons is dit 'n voorreg
om die woord van die Here te kan vashou. Ons glo, ons bely, die woord wat ons het, die Bybel, wat vir ons deur die drukkers gedruk word, is die woord van God. Een van die besondere verse in die Bybel vir my net om dit te benadruk, is 2 Timoteus 3 vers 16, waar Paulus vir Timoteus sê, dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Met ander woorde, die skrif van God het God gegee, en die Griekse woord is my 'n baie mooi beskrywende woord. Die woord wat die Grieks daar gebruik is theos neustos. Theos is die woord vir God, neustos is die werkwoord van die neus, die asemhaling. So met ander woorde, soos wat ek asemhaal, het God die woord ingeasem in die persone wat die woord geskryf het. So elke woord het 'n ander bietjie taal gebruik, het 'n ander dinge waarop hulle klem lê. Maar God het elke persoon wat deel gehad het in die skryf van die woord, het God sy woord ingeasem in daardie persoon, soos wat ek en jy nou net gewoonweg sit en asemhaal, wat vir ons dan lewe gee. Die wonderlike voorreg, dink ek, wat die disippels gehad het om dit te kon ervaar, oor hoe die Here die woorde in hulle harte kom lê en wat hulle kon neerpen het. So daarom vir ons 'n voorreg om die woord van God met mekaar te kan deel. So daarom vandag 'n voorreg wat ons het, om dan na die woord te luister, wat Glenn dan vir ons uit die Amazone uit gebring het. Mag die Here die woord in ons elkeen se harte seën. Baie dankie Anton. There's a family Bible on the table. Each page is torn and hard to read. But the family Bible on the table will ever be my key to memories. At the end of day when work was over, and when the evening meal was done, Dad would read us from the family Bible, and we would count our many blessings one by one. I can see us sitting around the table when from the family Bible Dad would read. I can hear my mother softly singing, Rock of Ages, gift for me. Now this old world of ours is full of trouble. This old world would also better be if we'd find more Bibles on the tables and mothers singing Rock of Ages, gift for me. I can see us sitting around the table when from the family Bible Dad would read. I can hear my mother softly singing, Rock of Ages, gift for me. Rock of Ages, gift for me. Amen. Ja, lieve vriende, vandag, ek weet nie, Dominee Reino het vir my gevra om die boodskap te bring, en as ek die kloukie by die oor sit, en dan onthou ek reg, ek het vir hom gevra die tema, waar wil hy praat, en waaroor wil hy ek moet praat, sê ek kan eintlik maar oor enigiets praat, maar dit is Bybelsondag, ek dink het hy gesê die Bybelsondag, of iets soos dit, en so ek wil
gaan oor die woord praat vandag. Oor die woord van God. Die kosbare voorreg het ons nie om die Bybel te hê nie. Die woord van God, die waarheid, né? U woord is die waarheid, né? Ou Pilatus het gevra, wat is waarheid? Nou ja, ons weet dat Jesus Christus is die waarheid en hy het gekom om die waarheid te bring, maar ook nou nadat hy gesterf het, is sy woord agtergelaat vir ons wat die waarheid is. En hierso, ons bly in die Amazonewoud, so dit is 'n reënwoud, die grootste reënwoud in die wêreld, en dit lyk my of hier 'n storm opsteek. Ek hoop tog net nie dit reën te hard dat mense kan hoor die opname nie. Maar in elk geval, die Bybel. Nou, ek net 'n inleidingsillustrasie bring voordat ek gaan lees uit die woord uit. Ek het 'n storie, 'n kosbare storie wat ek 'n vriend van my ken. Hy bly in 'n dorpie, of nie in 'n dorpie nie, eintlik 'n gemeenskap daar langs die Solimois rivier, die Salomo rivier hier in die Amazonewoud. En ek het dis een van die eerste beskaafde Indiane wat ek ontmoet het, kosbare man. Hy is nou al hierso in sy vroeë 60er jare, kosbare man, hy het al klein kinders. Hy is regtig vir my lieflike man, maar sy getuienis is vir my kosbaar. Hy het in die woud gebly in 'n Indiaan stammetjie. Hulle is van die Mura stam, die Mura stam, en hy het vir my vertel hoe hy tot bekering gekom het. Nou hulle het in daai tyd wat hy in hierdie stammetjie gebly het, blou jare terug, het hulle nooit in beskawing, sommige van hulle mense het hulle gestuur om te gaan as hulle benodigdhede het, medisyne as hulle siek geraak het, en so aan, dan het hulle van hulle mensies in hulle stam gestuur met die kanoe om te gaan om medisyne daar te koop. Of as hulle nie genoeg kos, hulle het geweet van beskawing. Hierdie mense wat geïsoleerde villages is nog, want daar is nog, hulle weet van beskawing, hulle is bewus van dit, hulle wil net nie meng met beskawing nie, maar hy was in een van daai villages gewees, en hy het nooit belang gestel om enigstens na die beskawing toe te gaan nie. Maar die ou wat altyd gegaan het, was sy jonger broer gewees, wat hulle afgevaardig het, so te sê, om dan te gaan, om goeders te gaan koop in beskawing. En hy het in aanraking gekom met van die mense wat ook hulle taal gepraat het, of dieselfde dialek, en hy het baie keer moet, die boetie van hom wat gegaan het, dan moet van hierdie mens gepraat, wat moet hom die evangelie gedeel het. En die oukie het teruggekom altyd, en dan het hy vir hulle vertel van Jesus. En maar niemand het enigstens 'n woord verstaan nie, want hulle het snaakse goeders aanbid. Onder andere het hulle die watergodin geaanbid. Hulle het altyd dit hulle vuur gemaak, dan sal hulle vuur maak, en dan sal hulle letterlik offers bring, of bid, en rook laat opgaan vir die watergodin. Hulle het gesê, die moeder van die aarde is, woon in die water. So, jy kry allerlei snaakse gelowe in die wêreld, obviously, en dan in die Amazonewoud ook, maar hierdie spesifieke stam glo aan die moedergodin wat in die water woon. So in elk geval, of die watergodin. Maar, en hy het eendag, hy het geplant, hulle plant goeders wat ons noem macaxeira en mandioca, en hulle het dit geplant in die woud, en hulle dan klomp mango bome ook, en obviously coconut bome en acai, maar hierdie ouens het al te doen gehad met die beskawing, so ek gesê, hierdie ander mense kontak gemaak het, en hulle het wel waterbuffels, nou baie jare terug, ek weet nie of julle van hierdie geskiedenis weet nie, dit is nogals interessant, was daar mense gewees wat waterbuffels gebring het. Ek weet nie of is dit Indiese waterbuffels of Afrika waterbuffels, maar al wat ek weet is, hier is waterbuffels in die Amazonewoud, by sekere plekke, wat natuurlik groot gemaak, want hulle pas goed aan in hierdie natuur omstandighede, en maar hulle word dan nou groot gemaak soos beeste, of hulle word, dit is nie wille waterbuffels, dit is goeders wat meen geteel word in die bos. Maar in elk geval, hierdie ou het deel aangaan, hy en sy broer, en hy het 2 waterbuffels gehad. En die een was obviously 'n bul, en die ander een was 'n koei. Amper seker 'n bil en 'n ooi. Maar in elk geval 'n bil en 'n koei.
En hierdie bil en hierdie koei het toe swanger geraak die koei en sy het toe 'n kalfie gekry. Kort nadat sy die kalfie gekry het, is hulle toe nou baie bly gewees, makgoeders en hy het toe die koei gemelk. So dit was baie awesome geweest dat hy die koei gemelk het. Hulle het lekker melkies gedrink en want die mense het vir hulle gesê, jy weet as sy gekalf het, dan kan jy melk en al die dinge. En hulle het toe die koei gemelk en kalfie het groot geword en baie opgewonde. En ek wil net vir julle sê dat die Indiane is baie interessant. Hulle sal byvoorbeeld sal hulle 'n waterskilpad vang vir hulle kind in die rivier en dan sal die kind nou met die waterskilpad speel. Dit sal die kind se troeteldier word of 'n aapie of 'n papegaai. En dan as hulle nou honger is die dag, dan slag hulle sommer nou die waterskilpad of die papegaai of die wat ook al wat nou hulle troeteldiertjie was. So hongerte dryf jy nogals na. Sê goed, maar toe hulle toe nou die kalfie gekry het, was dit toe nou 'n bulkalf. En hulle het toe gedink, okay nee, hulle kan nou maar van kant maak hierdie aan 'n bul. En in elk geval hulle het toe die bul geslag want hulle het honger gewees, hulle het nou die bul geëet, toe is die koei oor en die kalfie. En hulle het toe baie bly gewees oor die koei en die kalf want die koei het melkies gegee en die kalf het groot geword om nou die volgende bul te word sodat hierdie stelsel kon aangegaan het, nê. En hulle het lekker vleisies gehad want hulle het die bul geëet. Die hele tribe het vir 'n hele paar dae vleis geëet. En in elk geval hulle is toe nou opgewonde oor die koei en die bul, die koei en die kalf. En op 'n dag toe byt 'n giftige slang het die koei gebyt. En sy het verskriklik siek geraak en was besig om te sterwe, dood te gaan. 'n Dier sterf nie, 'n dier gaan dood. Maar in elk geval en hierdie man het gegaan, ek ken hom persoonlik, hy het vir my die storie self vertel en hy het gegaan en hy het gaan offer. Hy het 'n vuurtjie gaan maak en hy het gaan offer aan die watergodin en gesê, maak asseblief my koei reg, dat sy nie sal doodgaan nie. En in elk geval geoffer en allerhande goeders gedoen van die melkies van die koei wat oor was, het hy gaan sit daar so by die vuur en gesê, luister, bring vir ons hierdie lekker wit goeders en ons wil graag hê dat sy nou nie moet doodgaan nie, want anders gaan ons nou nie meer melk hê nie, en die kalfie drink nog gaan aan, die kalfie gaan vrek en sy gaan vrek en allerhande goeders en nou vir hierdie watergodin gepreek en al hoe meer vuur gemaak en hy het ook gesê, hy gaan nie eet totdat hierdie koei nie gesond raak nie, hy gaan soos vas. En in elk geval niks het gebeur nie, hoe meer vuur hy gemaak het en hoe sieker het die koei geword, sieker het die koei geword. En niks beter geraak nie, en hy gaan sit toe en hy dink net by homself, hy moet net nog meer vuur maak en hy moet groter vuur maak. En hy gaan toe wragties en hy gaan maak toe nog 'n groter vuur. Hy pak eers klomp houte wat hy gekap het met sy panga mes en hy maak net 'n hengse groot stapel vuur en hy steek hulle aan die brand en hy maak toe rook en gaan te kere daar so in allerhande goeders, rituele en dans so 'n mal ding en niks gebeur nie. En hy gaan toe om te kyk of is die koei beter nadat hy te kere gegaan het daarso en hy sien die koei is vrek. Die koei het gesvrek en is dood. En in elk geval hy gaan sit op sy hangmat en dink op homself, nou gaan die kalfie ook seker vrek. En terwyl hy so sit en hartseer is oor sy koei, toe onthou hy dat sy broer het hom vertel van Jesus. Sy broer het hom vertel van Jesus en dat Jesus is die antwoord vir enige ding. En hy het toe by homself gedink, hy het toe gesit daar op sy hangmat en hy het by homself net gedink, Jesus. Sy broer het vertel van Jesus en hierdie ou het wonders gedoen en hy het selfs 'n boekie vir hulle gewys, eendag so klein Gideons Bybeltjie, wat hulle gekry het van hierdie ander mense wat hulle van vertel het in die beskawing en hy moet net bid vir Jesus, want Jesus kan enigiets doen. Hy het nooit 'n preek gehoor in sy hele lewe nie. Hy het maar net tweedehands gehoor van sy broer af van Jesus en hy het daaraan gedink omdat Jesus enigiets kan doen. En hy sit toe daar so en hy dink basically amper net barely aan Jesus en hy wonder by homself, hoe kan mens nou in aanraking kom met hierdie Jesus? Jy weet,
moet ek nou saam met my broer gaan? Hoe kan ek vir hom nou vra dat hy my nou kan help met hierdie koei van my? En hy sit en dink, hy kan nie bid nie, want hy weet nie om te bid nie, hy weet nie, maar hy dink by homself, ek wonder of hierdie Jesus my koei kan regmaak. Nou, hy het klaar gegaan en gaan voel of sy koei se hart nog klop, sy was dood gewees, en hy dink net en wonder net by homself, ek dink dit sal nog cool wees, as hierdie koei vir my gesond kan raak, as hierdie Jesus haar kon gesond gemaak het. En toe hy dit dink, en heeltemal in gedagte sit, woeps, hier hoor hy 'n bulk, nee, hoor hy, en hy spring op en hy hardloop, en val skoon van sy hangmat af, en hy kom haar so, en daar so staan die koei, en die kalfie suig aan haar speen, 100% gesond. Wat doen hy? Hy gaan toe na die vuur toe, en hy sê dankie vir sy watergodin, want hy weet nie wat nou gebeur nie. Hy weet nie wat gebeur nie, hy het net bedink, en die Here is eintlik besig om met hom te praat. Die Here is eintlik besig om te praat. En in elk geval, nie lank daarna nie, en toe het hierdie selfde koei en die kalfie beide 'n siekte gekry, geen mens weet nie, hulle het gesoek vir buite, hulle albei het gelê, en allerhande snaakse geluide gemaak. Ek het al gehoor van malkoei siekte, ek weet nie of dit malkoei siekte was nie, en ek het een keer het ek vir 'n boer vertel van die simptome wat die man my verduidelik het, en hy het gesê, hy dink dit is maar seker maar malkoei siekte. En in elk geval, hy het ook toe weer gegaan, en gaan offer, en kere gegaan, niks gebeur nie, weer op die hangmat gaan sit, koei en die kalfie hierdie keer siek, besig om te sterwe, en hy dink by homself weer, laas keer het ek gevra, en gedink by myself, hoe cool sal dit wees, hoe wonderlik sal dit wees, as Jesus dalk nie dit reg maak nie, en ek weet nie of was dit hy gewees, of die watergodin nie, maar ek het dit gedink, en laat ek dit nou weer dink, en hy sit en dink, hy wonder, hy dink, sal dit nie cool wees, en hierdie keer sit en dink hy, maar hy dink toe, en hy sê toe by homself, as hierdie koei en kalfie nou gesond raak, dan sal ek nie vir my watergodin sê dankie nie, maar dan sal ek vir hom self gaan dankie sê. Dan sal ek vir Jesus gaan soek, saam met my broer, om vir hom dankie te sê, want ek dink hy kan dit dalk. En toe hy net bedink, toe woeps, daar hoor hy moe, en daar so is die kalf reg, en hy hardloop uit, hy val van sy hangmat af, hy hardloop uit, en hy sien daar so is die kalf en die koei reg. Hy gaan toe na sy broer toe, en hy sê vir sy broer, luister, ek wil hê jy moet my vat daar na daai mense toe, want jy vertel het van Jesus, want ek wil hê hulle moet my vat na Jesus toe, sodat ek vir Jesus self kan gaan dankie sê. En hy het toe gegaan saam met sy broer na beskawing toe, hy het van die klere by sy broer geleef, want sy broer het geweet, hulle moet klere aantrek, sy beskawing toe gaan, en hulle het op die kanoe geklim, geroei na beskawing toe, waar 'n ander mens gebly het, wat vir hulle vertel het van Jesus, obvious die sendlinge, en hy het daar gesê, hoorie, so ek wil hê, jy moet vir my gaan voorstel aan hierdie Jesus, want jou Jesus het nou al 2 keer my gered, my kalf en sy ma, die koei 2 keer gered en die kalf nou hierdie keer gered. Ek wil vir hom dankie gaan sê vir wat hy gedoen het. En hulle sê toe vir hom, nee, maar ons kan nie vir jou vir Jesus vat nie, want Jesus lewe nie meer nie. Hy lewe, maar hy lewe in die hemel, maar hy is nie hier op aarde dat jy na hom kan gaan fisies nie, maar ons kan jou aan hom voorstel, en hulle toe begin om met hom 'n pad te stap, en hy het sy saak met God reggemaak. So ja, ek het hierdie man ontmoet, is 'n lieflike man, hy's baie lief vir die Here, en nou, by the way, sy dogter, die man se dogter, is getroud met een van my groot vriende, Sydney, en hulle is 'n pastoorpaartjie van 'n kerkie, Assemblies of God kerkie in 'n dorpie genaamd Purupuru. En dit is net ongelooflik wonderlik. Hierdie man se dogter is 'n pastoor se vrou. En dit het alles begin by net 'n verhaal wat hy in 'n afgesonderde village gehoor het van Jesus, en hierdie mense het hulle vertel van Jesus. Nou, hy het 'n woord gehoor, en die woord was Jesus Christus. Maar ons het baie meer as net 'n woord, en hoor sê, ons het die woord van God. Ons het die woord van God. Nou ja, wat 'n kosbare aangrypende storie. Nou ja, in die Bybel wil ek vir ons saam lees vandag uit Hebreërs 1 vers 1. Ek dink daar baie van julle ken dit uit julle koppe uit. Hebreërs 1 vers 1. Staan daar hierdie volgende woorde. Dit sê, nou net so 'n bietjie aan. Dit het nou begin reën. Ek hoop nie ons reën uit hierdie boodskap nie. Dan moet ek hom weer van voor af preek. Hebreërs 1 vers 1.
Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Die Seun is mos nou Jesus Christus. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Ja, ons weet in hierdie tyd wat ons in leef, praat hy met ons deur middel van sy Seun, en ons weet sy Seun sit nou aan die regterhand van God, maar sy woord is aan ons nagelaat. Hierso het ons sy woord. Hierdie kosbare boek wat ons het hierso, ons noem dit die Bybel. Dit is nie 'n boek nie. Dit is nie 'n boek nie. Dis 'n samestelling van 66 boeke. Samestelling van 66 boeke. Wat 'n voorreg het ons nie. Wat soveel ander manne en vroue van God in die Bybel nie gehad het nie. Pos het gou daar, want dit reën nou erg. Sorry, ja, hier is maar 'n groot storm, so net gestop terwyl dit so hard gereën het, anders kan ons nie hoor nie. Wat 'n voorreg het ons nie vandag as kinders van God om hierdie boek te hê nie. Hierdie samestelling van hierdie 66 boeke. Profete in die Bybeltyd het nie die Bybel gehad nie. Ek weet dat die Bybel is het ons tot ons beskikking, maar mense in die ou dae, in die Bybeltyd, Moses byvoorbeeld, hy het met God gepraat, God het met hom gepraat, en Moses het obviously baie van die Bybel geskrywe. Hy was die outeur, of die skrywer wat hy gehoor het van die Here af, die 5 eerste boeke van die Bybel, die Pentateeg. En ons is so gelukkig om dit te kan hê vandag. Nou, baie van die profete in die Ou Testament het net alleenlik die Pentateeg gehad tot hulle beskikking, as dit wat hulle geloof op gebaseer het. En dan obviously die feit dat God self aan hulle verskyn het. Hy het met hulle gepraat, hy het aan hulle gesigte gegee, hy het aan hulle visioene gegee, en hulle het gegaan en namens God met die mense gepraat. En maar hulle het nie die Pentateeg gehad. Ons weet die Bybel het skrywers. In die Bybel praat dit van skrywers. Byvoorbeeld een van die voorbeelde in die Ou Testament van iemand wat 'n skrywer was, is Esra. Esra was 'n skrywer. Hy was 'n scribe. In die Engels sê dit 'n scribe, of 'n Afrikaanse skrywer. Hy was 'n skrywer gewees. Hy was 'n profeet, ja, maar hy was ook 'n skrywer. En liewe vriende, hy het geskryf, obviously, wat die koning gesê het, of hy het geskryf wat in die tempel aangegaan het, of die geskiedenis het hy neergepen. Ons weet dat Samuel, die boek Samuel, is geskryf deur Samuel, en seker baie groot stukke uit van die boeke, kronieke en konings, is dalk seker ook geskrywe deur die hand van Samuel, en ook selfs van die konings wat geleef het in daai tyd, het hierdie goeders bymekaar gesit en van hierdie goeders bymekaar gekry, maar hierdie ouens het 'n baie limited, gebeperkte toegang gehad tot die woord van God. Soos ek gesê het, ja, hulle die Pentateeg gehad, wat hulle gekry het, hierdie woorde wat Moses neergepen het, en hulle het ook die 10 gebooie gehad, en ook die ander wette, maar hulle het nie dit gehad wat ons het vandag nie. Ons het die woord van God. Ja, Dawid het ook 'n geweldige groot deel van die Bybel geskrywe. Ons weet die Psalms, en ook sy seun het beskikking gehad, die Bybel tot sy beskikking gehad, die Pentateeg, en dan 'n paar ander boeke soos die kronieke ensovoorts, sekere van die kronieke, seker en Samuel, maar hy het sy pa se psalms gehad, 10:1, en dan het hy, wat Salomo self
het ook 'n klomp goeders geskrywe. Maar dit was baie beperk. Maar ons het hierdie boeke en dan het ons die verhale van die klein profete. Baie van die klein profete het gebeur na kronieke, na psalms ensovoorts. Dit wat geweldig baie goeders wat ons het wat tot ons beskikking is en toe nou die 4 evangelies en daarna die geskrifte van Paulus en ook ander kosbare boeke in die Bybel. Jakobus, Petrus, Johannes, die briewe van Johannes en dan ook Openbaar. Hoe 'n geweldige ontsaglike voorreg het ons nie om hierdie 66 boeke tot ons beskikking te hê, maar tog is daar baie van hierdie boeke, Bybels, in ons lewens wat stof opgaan. Ek dink dit is nie verkeerd vir my om te sê dat ek dink in Suid-Afrika in 'n normale huishouding in 'n Afrikaans sprekende gesin is dit nie onwaarskynlik dat daar dalk meer as 10 Bybels in 'n huis is nie. Dis 'n ou familiebybel wat ek baie sterk twyfel of hy gelees word en so dikke wat in die ou dae het hulle altyd die troudatums en die geboortedatums en die sterfdatums aan die voorkant geskrywe en ook die kinders se doop, wanneer hulle gedoop is en als ek doopregister en ek weet nie wat nie, trouregisters en goeders was daarin ons in die familiebybel gewees. En dan is daar dalk klomp ou vertalings, né? Baie mense soos wat daar nuwe vertalings kom en dan daar's 'n ou vertaling Bybel en daar's dalk 'n lewende Bybel en daar's dalk 'n verklarende Bybel en dalk 'n Engelse Bybel en dalk die nuwe vertaling of ek weet nie wat, nuwe lewende vertaling. Maar daar's klomp Bybels en niemand het van ons 'n verskoning nie. Ons het die Bybel tot ons beskikking. Maar ek glo dat dit is baie eenvoudig, baie waar om te sê dat daar's baie Bybels in ons huise in Suid-Afrika en niemand het 'n verskoning nie. Ons het dit tot die punte van ons vingers en dan nou ook met selfone vandag. Mense kan die Bybel aflaai op jou selfoon. Hoeveel applications is daar so wat ek die Bybel kan aflaai op my selfoon in hoeveel verskillende tale? Hoeveel verskillende tale en ek kan sommer en mense het nie eens meer verskoning om te sê ja, maar ek sukkel om te lees in my kind want my oë is sleg en my bril werk nie meer nie. Mense kry tot 'n audio Bybel wat jy kan aflaai op die internet op 'n application op jou foon en jy kan na die Bybel luister en jy kan sommer die lettertjies groter stel dat dit lekker groot is dat jy kan lees met een oog al is jou oë hoe swak. Maar ons het nie 'n verskoning nie. Ons het die woord tot ons beskikking wat ons kan lees. En ek wil net met julle ook 'n versie deel wat in die Bybel staan. Hierdie woord het baie krag, liewe vriende. Baie krag. In Openbaring 12, as ek dit nie mis het nie, dat ek het gekyk net hier so my skriflesing, Openbaring 12, is dit sê daai vers van, is dit nou vers 13, maar 13, wat sê en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle lewe nie lief gehad nie tot die dood toe. Ja, vers 11, Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe nie hulle lewe lief gehad nie. Liewe vriende, nou hierdie vers vir my kosbaar, het sê deur die woord van hulle getuienis. Nou, as mens gaan kyk in verskillende vertalings, daar's baie verskillende vertalings en daar's een spesifieke vertaling wat ek baie van hou, dit is 'n Engelse vertaling, wat sê, and they overcame him, nou wie is dit, die vyand, hulle het hom, die vyand, die Satan, oorwin, by the blood of the Lamb, and through the word of truth that they testified of, and they loved not their lives even unto death. So dit is my baie kosbaar, dit sê nie deur die woord van hulle getuienis, dit sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord waarvan hulle getuig het. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, Jesus, en die woord, hulle het hom ook oorwin deur die woord waarvan hulle getuig. Ja,
ek sê dit is baie belangrik dat ons moet getuig, so ons kan daai versie gebruik vir baie goeders, maar toe ek daai vertaling sien, was dit regtig waar vir my kosbaar, deur die woord van die waarheid, wat hulle van getuig het. En hoe oorwin ons die vyand? Ons oorwin die vyand deur die woord van God, waarvan ons getuig. En liewe vriende, hierdie wêreld, het die woord van God nodig. Hulle het nodig om die woord te leer ken, hulle het nodig om die woord tot hulle beskikking te hê. Ons het hierso by ons kerkie, het ons 'n hele klomp jong mense, ons was eergisterand by die biddier, was so 26 mense, waarvan daar net 3 volwasse mense, 27 mense, ekskuus, waarvan daar net 3 volwasse mense was. Almal die res was onder die ouderdom van 20. Ongelooflik fantasties. Liewe vriende, en hierdie jong mense, nie een van hulle het Bybels gehad nie. Hulle is vlugtelinge van Venezuela af as gevolg van die gemors wat daar aangaan. En nou hierdie jong mense, van hulle het Bybels gehad tot hulle beskikking, en julle sal nie glo wat se Bybel hulle tot hulle beskikking gehad nie. Die Jehovah getuies het gesorg dat hulle die gap gesien het, en hulle het begin Bybels distribute hierso in die omgewing. Hordes aan die Spaanse sprekende mense wat hier gekom het, wat vlugtelinge was, maar met 'n klein rugsak hier aangekom het, en laaste ding wat hulle aan gedink het om saam te bring is 'n Bybel. Die meerderheid van hulle was ook in elk geval Katolieke gewees, hulle het nie Bybels in hulle huise nie. So, liewe vriende, en die Jehovah getuies het die gap gesien, en hulle het klomp Bybels hierso kom uitdeel, en die enigste Spaanse Bybels wat hierso beskikbaar was, en as enigiemand gesê het hy het 'n Bybel, dan was dit die Jehovah getuie Bybel. En ek het gesê vir my vroutjie, ons kan dit nie toelaat nie, want ons werk met die Venezolaanse vlugteling mense hierso. Ek sê ons moet bid, en die Here vertrou vir Bybels, en daar so was 'n man gewees en 'n vrou in die VSA, en hulle bly daar in Wisconsin, en hulle Rice Lake, en hulle het gesê, hulle wil baie graag, wil hulle vir ons Bybels skenk, en hulle het toe 'n bedrag gegee, en ons het Bybels gekry, die Jubilee Bybel, 'n baie kosbare Bybel, en ons het toe 70 Spaanse Bybels gekry. Dit is, die Jubilee Bybel is dieselfde as die King James version van Spaans, en ons het dit toe gekry vir hulle, en ons het dit uitgedeel. Dis Ou Testament en Nuwe Testament, groot druk, baie besonderse pragtige Bybels. En ons het gebring, en ons het vir die mense gesê, een voorwaarde sal hulle ons vir hulle Bybels gee, as hulle dit vir ons uitruil met hulle Jehovah getuie Bybel. En die wat Jehovah getuie Bybels gehad, die ander mense wat nie Bybels gehad het nie, het ons Bybels voorgegee. Maar liewe vriende, hierdie mense het vir die eerste keer in hulle lewe, het hulle Bybels gekry, in hulle eie taal, ordentlik, groot skrif, wat hulle kon gelees het, en ons sien hierdie jong mense lees het, ek sal nooit vergeet nie, van die meisies in ons kerkie, een meisiekie is 13 jaar oud, haar naam is Salome, en haar sussie is 15, Michelle, en toe hulle Bybels kry, die eerste week, is hulle deur Genesis gewees, hulle was so honger gewees, nadat hulle harte vir die Here gegee het, so honger gewees, en het daai Bybels gelees en nie neergesit nie, want hulle het honger na die woord, liewe vriende. En het nooit die voorreg gehad om dit tot hulle beskikking te gehad het. Maar liewe vriende, wat 'n voorreg as 'n mens 'n Bybel het. Hier is nog baie mense wat nie 'n Bybel het. Ons het hierso vir 'n klomp jong Portugese mense ook. Ons het nou ons tweede laaste Portugese Bybel het ons vir 'n seentjie gegee eergister. Sy naam is Juninho, en hy het ons tweede laaste Portugese Bybel wat ons het ons vir hom gegee, en ons is die Here ewiglik dankbaar. Hy het daai Bybeltjie gevat, hy het dadelik sy naam daar geskryf, en hy het sy favorite verse het hy neergeskryf, en hy het dadelik daarna gegaan en dit gaan onderstreep. Terwyl ek het vir hom seker 5 keer moes gesê, hy moet nou oplet in die preek, hy moet nie so in die Bybel skryf, maar is alright. Hy is opgewonde gewees, dat hy 'n Bybel kan hê, wat sy eie is. Dis 'n 11-jarige seentjie, sy naam is Junie. In elk geval, liewe vriende, die woord van God. Die woord van God het krag. Die woord van God het baie krag, en die woord van God het nodig om die wêreld in te gaan. Ja, ek weet van organisasies soos die Gideons, ek het baie groot vriende in die Gideons, my oupa Stif, hy was self 'n Gideon gewees, hy het Bybeltjies uitgegee, so verskriklik baie Bybeltjies uitgedeel, hy het Bybels gebruik, die Gideons Bybeltjies het hy gebruik as traktaatjies, en uitgedeel aan mense, en hulle geëvangeliseer, en laaste paar jaar of maande van sy lewe,
was hy so ywerig gewees, en hy kon nie genoeg Bybels, soos wat hy Bybeltjies in gekry het, hy uitgegee in die strate, en ek dank die Here daarvoor. Ek het 'n oom, wat nou, sy naam is Dieter Bemer, oom Dieter Bemer was nou op Gideons Blitz, in KwaZulu Natal, en as ek dit nie mis het nie, het hulle 30.000 Bybels in 2 weke uitgegee. 30.000 Gideons Bybels in 2 weke in Natal. Hulle was 'n span van 8 mense gewees, en hulle 30.000 Bybels het hulle in skole, tronke, hotelle ensovoorts het hulle gaan uitgee, een vir een met die hand aan mense. In 2 weke het hierdie 8 manne gegaan en hierdie Bybelblitz gaan doen. Hulle noem dit die Gideons Bybelblitz. Dit is soos evangelisasie, super evangelisasie met Bybeltjies wat hulle dan uitdeel en mense evangeliseer one-on-one. Dis kosbaar, liewe vriende, in KwaZulu Natal in Suid-Afrika. En liewe vriende, maar die woord van God is nodig in die wêreld. Hierso is ons besig, ons ken vriende hierso naby ons, nie ver van ons af nie, wat saam met Jokum is YWAM werk, en hulle is besig om die Bybel te vertaal. Hierso is 'n stammetjie wat hulle, die stammetjie is baie ongeletterd, totaal en al ongeletterd. Is daar 5 mense in 'n stammetjie is wat kan lees of skryf. In Portugees is dit baie, letterlik baie. Maar hulle kan nie lees of skryf nie, is ongeletterde stam. En hulle is besig om die Bybel te vertaal, maar in 'n audio vorm. En wat hulle dan beskikbaar gaan stel, hulle is besig om nou klaar te maak. Die mense wat by hulle werk al vir 6 jaar lank, is nou besig om die laaste 4 boeke van die Nuwe Testament te rekord in Brasilië. Hulle kom oor 3 maande terug, en dan het hulle die Nuwe Testament op so dingetjie, so elektroniese toestelletjie, wat 'n sonpaneeltjie op het, wat jy so oop flap, en dan maak hy oop, en dan kan jy hom charge, en dan kan hulle na die Bybel luister. En dit is wonderlik, die stam se naam is Down-stam, D-A, moet 'n omlaag op die A, moet 'n W, Down, stammetjie. Ons ken van daai mense, kosbare mense. Maar in elk geval, liewe vriende, die woord van die Here Jesus moet sy snelle gang gaan. En vir die woord van die Here Jesus, om sy snelle gang te gaan, om by hierdie mens wat onbereik is. Ek praat nie van ongekontak nie. Ongekontak is nog erger. Maar daar's baie stamme wat reeds met kontak gemaak is. En baie mense in hierdie wêreld wat met kontak gemaak is, maar hulle is nog onbereik. Hulle het al gehoor van Jesus Christus. Hulle het al die klok hoor lui, maar hulle weet nie waar hang die bel nie. Julle al daai gesegde gehoor. Hulle het al gehoor van, soos hierdie man, hierdie illustrasie wat ek in die begin van aan julle vertel het, aan julle gedeel het, het gaan oor, hy het gehoor van die Here Jesus. Hy het nie eens geweet om te bid nie, hy het net dit bedink. En Jesus was besig om in sy hart te werk, op 'n kosbare manier, maar hy het net gehoor, maar hy het nog nie verstaan nie, want hy het nog nie toegang gehad nie, hy het nog nie Bybel gehad, hy kon obvious nog nie gelees het nie, hy het later jare, as 'n volwasse man het hy geleer om te lees, en hy kan lees vandag. Baie stadig en hakkerig, en hy lees maar nie vir mense nie, hy lees vir homself, omdat hy lief is vir die woord van die Here Jesus, maar hy is lief vir die Here Jesus. Maar ons het nodig om hierdie woord van God te kry by mense. En ek wil ook vir ons lees, ook uit Jesaja, as julle saam met my kan lees, Jesaja 45 vers 20, Jesaja 45 vers 20 ook, wil ek graag met julle deel. Net 'n paar verse, Jesaja 45 vers 20, dit sê daarso, versamel julle en kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het, hulle weet niks, wat die hout van hulle gesneede beeld dra, en 'n God aanbid, wat nie kan verlos nie. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou, wie het dit van ouds af laat hoor, lang tevore dit verkondig, is dit nie ek die Here nie, en buiten my is daar geen ander God nie, 'n regverdige en reddende God is daar buiten my nie. Wend julle tot my en laat julle red, alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie, dat voor my elke knie sal neerbuig, by my elke tong sal sweer. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaam staan
wat op hom toornig is. En die Here sal geregverdig word en hulle beroem die hele geslag van Israel. Nou ja, liewe vriende, die Bybel sê, die hele aarde sal voor hom neerbuig. En ons weet dit, in Openbaring, ek weet die evangelieskrif word Medekerk, is baie lief vir die boek Openbaring. Ek het as 'n klein seentjie, toe my pa op kweekskool was ek was 'n kweekskoolseun, wat 'n voorreg was dit nie gewees op die ou Betjan, en ons het baie gegaan na preke. Dominee Lambert van Sitter, daai tyd het hy nog wederkomsreeks gebring. My broer, ek het tot bekering gekom, ek het seker meer as 20 keer onder die geklank van die woord van oom Lambert van Sitter tot bekering gekom. As hy van die hel gepreek het, het jy van vooraf tot bekering wil kom, want jy was so bang dat jy dit nie gaan, dat jy nie hemel toe gaan nie. Maar ek weet dat die EG Kerk is lief vir Openbaring, en Openbaring sê dat elke knie sal buig, en ek het die dode klein en groot gesien staan voor God, en die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, boek van die lewe. En as ek bevind is dat iemand se naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Nou liewe vriende, almal sal daar so staan. Maar my begeerte is nie dat hulle daar sal staan vir die eerste keer van die Here Jesus gehoor het daarso en dan daarvoor hom moet neerbuig. My begeerte is dat almal van hom sou gehoor het hier op die aarde terwyl hulle nog lewe. Die Bybel sê daarso in Prediker Ecclesiastes, as ek nie mis Ecclesiastes, dan sê dit 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. En solank as wat daar iemand in die land van die lewendes is daar hoop. Nou liewe vriende, ons weet dat in hierdie wêreld is daar nog baie mense wat nog nie evangelie gehoor het nie. Dit word gesê, ek is deel van 'n webwerf wat mense statistieke kan kry, en daarso is 27% van die wêreld se populasie het nog nooit eers in hulle lewe 'n kruis gesien nie. Weet nie eers wat is, het nog nie die naam Jesus gehoor nie, het nog nooit die storie van Dawid gehoor nie, het nog nooit gehoor van Adam en Eva nie, nog nooit gehoor van Noag se ark. 27% met die tegnologie ontploffing wat ons in leef, wat genoem word die internet, het mense nog nooit gehoor van Jesus nie. Hulle het nog nooit eers gehoor Jesus of amen nie. Meer mense weet van Coca-Cola as van Jesus Christus al. En hoekom weet die wêreld nie van Jesus nie? Want hulle het dit nog nie gehoor nie. Hoekom het mense nog nie van die Bybel gehoor nie? Hoekom het hulle nog nie die evangelie gehoor nie? As gevolg van my, as gevolg van u. Ons het nodig, liewe vriende, ons het 'n verantwoordelikheid om vir mense te vertel en hierdie wêreld in te gaan en hierdie woord, die Bybel, na mense toe te vat, sodat hulle kan hoor. Ons het 'n voorreg om hierdie waarheid te gehoor het. En nadat ons hierdie waarheid gehoor het, het ons nodig om dit te deel aan ander mense. My pa het 'n illustrasie gevertel toe hy toe ons in Bloemfontein gebly het, toe hy predikant was daar so jare terug, en hy het gras gesny, en elke keer as hy die gras, as die bak van die gras net vol geraak het, het hy die gras gaan gooi op 'n hoop, en dan het hy weer die bak weer teruggesit op die gras en verder gaan sny. En hy het gesê, daar was 'n muurnes gewees in die hoek van die erf. En daai muurtjies het baie van die gras, as my pa gras gesny, dan het ek gesien die muurtjies het mal gaan. Maar en hy het gesê, hy het een muurtjie gesien, en hierdie muurtjie daar gekom by daai grashoop, wat hy al die gras op mekaar gegooi het om dan later te vat na die komposgat toe. En in elk geval, hy het gesê, hoe in die hele lewe, daai muurtjie het nou hier voor hierdie hoop gestaan, en hy het nou een grasie gevat, en hy het daarna sy nesie toe gedra. Maar hoe cool sou dit nie gewees as hulle kon gekommunikeer het, voordat hy die hoop weg gaan vat nie, sodat daai muurtjie kon gesê het vir die res van sy maatjies, kom haal, hierso is die gras, hierso is die groot hoop gras. En hy sê die enigste manier hoe hy dit reg sou gekry het om daai muurkolonie te kommunikeer, is hy self 'n muur geraak. En liewe vriende, Jesus Christus het mens geraak en onder ons kom woon, om vir ons die waarheid te bring, om vir ons te kan verduidelik, en vir ons te kan vertel van die ewige lewe, en hoe om daar te kom. En nou
het hy vir ons het vertel, en ons het gehoor hoe om te kom, daar by die hoopgras. Ons het gehoor, en weet wat is die manier, en nou kan ons nie net hierdie hoopgras vir onsself hou nie, en self opeet nie, ons gaan nooit in ons lewe reg kry, nou het ons nodig, om vir ander ook te gaan vertel, van hierdie hoopgras, van die evangelie, ons kan dit nie net vir onsself hou nie, wat in die lewe, as mens die evangelie hoor, en mens het mense eie sterre gered van die ewige dood, maar jy het die waarheid en jy los ander mense, jy weet, jy is bewus van ander mense, wat nog nie die evangelie gehoor het nie, en jy doen niks daaromtrent nie. Liewe vriende, ons het 'n onus, ons het 'n verantwoordelikheid, nou dat ons gered is. As u alreeds 'n kind van God is, en u het al die saak met God reggemaak, en jy het die woord tot jou beskikking, het jy nie nodig om dit vir jouself te hou nie, jy het nodig om dit aan ander mense ook mee te deel. Daar in jou omgewing, maar as die Here op jou hart lê en op jou hart druk, om betrokke te raak betrokke. Jy's nooit te oud nie, moenie die verskoning gebruik van skaam nie, Moses het dit geprobeer, hy het dit nie reg kry. Maar al wat ek vir jou sê, liewe vriende, is, ons kan dit nie vir onsself hou nie. Die woord sê, in Matteus 5 vers 13, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laaf geword het, waarmee sal dit gesout word? Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bewerklik kan nie wegsteek word nie, net so ek steek mense nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar sit dit op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Ons het 'n verantwoordelikheid. Liewe vriende, ek dink dit is in Matteus 24 vers 24, as ek dit nie mis het nie, sê dit, en hierdie evangelie, dat ek dit net gou kry, Matteus 24 vers 24, kom ons, weet net my geduld, ek is amper klaar, Matteus 24 vers 24, maklik om te onthou, nee, 24 vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Nee? So liewe vriende, ek wil vir julle sê, ons het nodig om hierdie evangelie te verkondig. Dit is maklik vir ons om te sê, Here Jesus, kom asseblief terug. Kom asseblief terug, Here. Kom tog gou. Maar as ek nie bereid is om op te staan en te gaan evangeliseer en vir ander mense te gaan vertel van die Here Jesus nie, dan kan hy nie terugkom nie. Jesus Christus het gekom om vir ons te kom vertel en vir ons 'n voorbeeld te kom wees. Maar nou is ons sy hande en nou is ons sy voete. En ons het nodig om in hierdie wêreld in te gaan. Jesus het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei, Johannes 14. En as hy gaan om vir ons 'n plek voorberei, dan sal hy terugkom om ons te neem waar hy is. Maar, liewe vriende, hy sit nou daarso, hy staan, en hy sit aan die regterhand van God, sê die Bybel, en hy is ook daar om vir ons in te tree by God, die Vader. Die Bybel sê, toe Stefanus gestenig was, het hy gestaan. Stefanus sê, ek sien die seun van God staan aan die regterhand van God. So hy sit nie net in tree vir ons in, maar hy staan op die tree vir ons. Liewe vriende, Jesus is besig om vir ons in te tree en vir ons 'n plek voor te berei. Hy is nie meer op aarde nie. Ons is nou sy hande en voete. Soos daai liedjie wat Louis Brits gesing het. Here, gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop. Liewe vriende, ons het hierdie gekruisigde hande nodig en ons is sy hande en voete wat die evangelie moet vat en hierdie Bybel. En net laaste, liewe vriende, my laaste gedagte is, ja, die woord van God het krag en die woord van God het nodig om die wêreld in te gaan. Maar liewe vriende, Delpie ek het deel 5000 Bybeltjies uit en ek bid nie oor daai Bybels nie. Ek bid nie vir die verlore gaande mensdom. Liewe vriende, gebed het krag. Gebed dra krag. Bid. Wanneer laas het jy vir daai mense in onbereikte areas voor gebid? Wanneer laas het jy gebid vir sendelinge? Wanneer laas het jy gebid vir die predikant in jou gemeente? Moenie net bid by die kerk en by die bid hier nie. Ek praat van wanneer laas het jy op jou knieë gewees en gebid vir mense wat dienaars van die Here is en vir mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. Liewe vriende, spandeer jy tyd in gebed sodat die evangelie sy volle snel kan gaan. As daar meer mense is wat bid vir verlore gaande siele, as daar meer mense is wat betrokke raak by die wen van siele, dan sal hierdie aarde baie vinniger geëvangeliseer word en die woord van die waarheid sal baie vinniger daar kan kom.
Hierdie wêreld lyk soos wat hy lyk. Nie as gevolg van slegte governments nie as gevolg van slegte presidente nie as gevolg van slegte politiek nie as gevolg van COVID nie. Hierdie wêreld lyk soos wat hy lyk as gevolg van die kinders van die Here wat lui is. Die kinders van die Here wat skuldig is aan die sonde van versuim. Die sonde van versuim. Ons versuim om ons Bybels te lees, ons versuim om huisgodsdienst te hou, persoonlike godsdienst te hou, stilte tyd te hou, en ons versuim om te bid. Ons bid nie soos ons behoort te bid nie. In die tye van herlewing was daar manne en vroue van God wat gebid het. 6 ure op 'n dag. 6 ure op 'n dag. Maak jy daarvan gehoor? Johnny Smith, Prime Johnny was sy bynaam geweest. Hy het gebid vir 6 ure op 'n dag. Hy het 'n werk gehad wat hy 12 uur skofte op 'n dag gewerk het. En buiten daai werk het hy 6 ure elke dag van sy lewe gebid. John Praying Hyde het elke dag van sy lewe, net kort voor sy dood, het hy elke dag van sy lewe 16 ure lank gebid. In afsondering gewees. En hy het gesterwe. Hy het gesterwe, hulle sê, sy hart het gedraai in sy binnekant. Sy hart het nie meer aan sy linkerkant gesit nie, sy hart het aan sy regterkant gesit. As gevolg van die las wat hy gehad vir siele. Hy het gesê, Here, ek sal vir elke liewe siel wat U vir my gee, sal ek 4 ure voorbid. En nou, net voordat hy gesterf het, het hy elke liewe dag 4 siele na die Here gelei. En hy het vir daai 4 siele het hy 16 ure lank gebid. 4 ure per siel. En elke dag het hy uitgegaan uit sy huis uit, nadat hy gebid het, vir 16 ure lank. Homself afgesonder. En dan gewoonlik, die heel eerste 4 mense wat hy raak geloop het in die straat, het onder oortuiging gekom, maar soos wat hy hulle benader het, en hulle het hulle saak met God reggemaak. Liewe vriende, ons bid nie. Tye van herlewing was al gewees as gevolg van die feit dat daar gebid was. Hoekom is daar nie herlewing nie? Leonard Ravenhill, as ek dit nie mis het nie, het 'n boekie geskryf, Why Revival Tarries? Hoekom gebeur daar nie herlewing nie? En een van die grootste redes is, omdat ons, as die moderne kerk, nie genoeg bid nie. Nie genoeg bid nie. Ween voor God, vir verlore gaande siele. So ja, die woord het nodig om uit te gaan in die wêreld, maar vir die woord om uit te gaan, kom ons begin op ons knieë. Ja, so, liewe vriende, die Here praat met ons en met die wêreld deur sy woord, en hy wil hê sy woord met die wêreld ingaan. En hoe kan dit daar kom? Deur middel van gebed, deur middel van my wat sê, Here, hier is ek, stuur my. Soos Jesaja het gesê, Here, my Lord, send me. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En hy het gesê, hier is ek, Here, stuur my. Hier is ek, Here, stuur my. Ek het al van baie sendlinge gehoor. Ek ken 2 sendlinge op hierdie stadium in die Amazonewoud. En hulle albei het gekom as sendlinge, voltydse sendlinge, nadat hulle afgetree het op die ouderdom van 65, het hulle aangemeld en gesê, ek gaan my afgetrede laaste 15 jaar gaan ek spandeer in die sendingveld. Hoe kosbaar is dit? Hoe kosbaar is dit nie? Om te sê, ek tree af. Ek tree nie af nie, ek tree op. En ek gaan. George Mueller het gesê, I will not retire, I will refire. Hy het gesê op die ouderdom van 72. I will not retire, I will refire. Refire for the Lord. En sê vir die Here, Here, hier is ek, stuur my. Ek sal gaan na die verlore gaandes. As jy dit nie kan doen nie, begin bid. Word 'n gebedsstryder en bid vir die mense wat op die voorlinies is van die voorfront in die oorlogsveld waar siele gewen moet word. Baie, baie dank vir die geleentheid. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie middag, hierdie oggend wat ons so saam kan wees, en dankie Here dat U ook gewerk het in harte. Ek glo dit met my hele hart. En Vader, hierdie woord, hierdie evangelie moet kom by die verlore wêreld. Die woord van God. O Here. En vir hierdie woord om daar te kom, moet daar hande wees om dit te vat. Moet daar voete wees om te loop, daar wat ander nie bereid is om te loop nie. Moet daar monde wees wat bereid is om te gaan preek. Moet daar verstande wees wat bereid is om 'n vreemde taal te gaan leer, sodat hulle die evangelie kan verkondig. Here, U het vir ons die vermoë gegee om Portugees en Spaans te kan leer in hierdie land, om vir hierdie mense die evangelie te verkondig. Dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om dit te kan doen. U vat nie die bekwame mense en gebruik hulle nie, nee. U vat die gewillige mense wat bereid is om te gaan en U maak hulle bekwam
om die werk te doen. Here Jesus, ek sê vir U dankie daarvoor. Wat 'n voorreg om dit te kan doen. Maar Vader, ek weet dat daar is baie vakante poste. Daar is baie werkers nodig. Die woord sê dit self. Die oes is groot en die arbeiders is min. Hierdie woord van die evangelie het nodig om die hele wêreld in te gaan. En dit wil vir my blyk asof daar was 'n stadium gewees in hierdie wêreld, maar die onbereikte nommer van die mense het kleiner geword. Die onbereikte bevolking van die wêreld wat nie die evangelie geken het nie, het kleiner en minder geword, maar dit is nie meer so nie. Dit raak al hoe meer groter met die bevolkingsontploffing in China en in Indië wat vir China verbygegaan het net laas jaar. Here, is daar soveel mense wat gebore word in hierdie wêreld wat nie die evangelie gehoor het nie, wat gebore word in hierdie godsdienstige lande waar die Here nie toegelaat word, waar die evangelie nie toegelaat word. En Here Jesus, U het mense nodig wat bereid is om te sê, Here, maak nie saak wat gaan gebeur nie, ek sal gaan. Soos wat Esther gesê het, and if I die, I die. Here Jesus, en al kom ek om, dan kom ek om. Terwille van, sodat U woord sy snelle gang sal gang. En dat mense by die kruis van Golgotha kan kniel, dat hulle die waarheid kan hoor, want die waarheid maak vry. Ek sê vir die dankie daarvoor. Werk in harte, sodat mense betrokke kan word, en sodat mense kan bid vir die evangelie om te kom, waar het behoort te kom. In die naam van ons koning Jesus Christus, wat gekom het aarde toe, wat die woord volbring het. Ek sê vir U so dankie daarvoor, in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie vriende, dit was nou 'n anderste tipe erediens. As ek vir Glenn so kyk, dan weet ek hy het ADHD ook. Want elke dingetjie wat om hom gebeur, trek sy aandag af. En dan kyk hy vir die reën en dan kyk hy vir dit. Desember was Glenn hier in die land gewees om dienste te kom hou. En die vliegtye, die oorskakelings en alles was de mekaar gewees. En die aand kom hy eers 10:00 by ons aan, net om te kom koffie drink, om te hoor hoe gaan dit en saam met ons te bid. En toe sy van ons af Kaap toe, hy het die 8:00 die volgende oggend het hy afspraak in die Kaap gehad, wat hy moes nakom. 10:00 die aand toe drink hy eers koffie by ons, 2:00 die volgende oggend toe stop hy in Bloemfontein by iemand wat in die hospitaal is, wat hy voor wil gaan bid het. En toe sy eers Kaap toe. Vir my is Glenn 'n persoon wat nie omgee oor persoonlike opofferings nie. Jy kan hom enigiets vra, jy kan hom enige tyd iets vra, want partykeer dan vergeet ek van die tydsverskille, dan praat ek met hom 8:00 die oggend, dan vergeet ek is miskien 2:00 die oggend by hom, en dan antwoord hy my, dan het hy wakker geword. En dan gesels ons. Vir my is dit 'n voorreg om so iemand te kan ken, om jou te inspireer, ongeag wat is die omstandighede. Baie kere gebruik ons kinders as verskonings, ek kan nie, want my kind se omstandighede. Glenn het ook kinders met spesiale omstandighede, spesiale uitdagings, wat hulle nog steeds saam die Here dien. En ek dink dit is 'n groot voorreg vir 'n gesin, om so saam te kan wees, saam met al hierdie ontberinge, en die gemak wat ons is, wat hulle nie het nie. Ek meen, hulle rotte is so groot soos klein hondjies, daar by hulle. Daar's nie 'n manier wat ek so toe gaan nie. Hulle geniet dit. Hulle kinders se speelgoed is spinnekoppe en akkedisse en ek weet nie wat alles nie. Ek hou nie van dit nie, maar sy kinders het 'n avontuur wat hulle nooit ergens anders sou gekry het nie. Wonderlike voorreg om so iemand te kan ken. Bid vir Glenn, hulle bid vir sy gesin, bid dat die Here sal deurdra en dat die Here ook sal voorsien in elke behoefte wat daar mag wees. Vir ons is dit heerlik as gemeente om hier saam te kan wees, in ons gemak, in ons gerief, maar die grootste uitdaging vir my, en dis wat Glenn ook nou genoem het, is dat die woord van God is lewend. En alhoewel ons, wat hy nou gesê het, omtrent 10 Bybels het in elke gesin, is dit feite, maar ongelukkig is dit baie keer vol stof. En die woord sê dat die woord is lewend, maar nou lê die Bybel, die boek, lê net op ons boekrakke, en dan gebeur niks verder nie. Daai Bybel moet lewe in my lewe. Ander mense moet die Bybel, moet die woord, moet die Here in my lewe kan raak sien. En dis my en jou verantwoordelikheid. Dis kom ons hier is, dis kom ons lewe, dis kom ons asemhaal, sodat ons die Here kan verheerlik. So, in jou omstandighede, Here, hoe kan ek maak
dat my lewe U kan verheerlik. Kom ons sluit hierdie erediens af, dan sing ons 'n lied saam, 'n lied wat sê, ek roem U naam. Dis my keuse wat ek wil maak. Here, ek wil U naam roem deur die woord. Kom ons staan en sing ons heerlik saam. Ek roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer, U hulde bring, want daar is trou en liefde by U. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek wil voor U almag buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Ja, daar is geen einde aan U liefde nie. Baie dankie vriende, koffie en tee in die saal, kinderbediening daarna, en dan ook die tweede diensgeleentheid wat ons dan gaan praat oor die woord van God. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.